jy kan eintlik nie die twee van mekaar skei nie. Die boustene van ons toerismebedryf, soos ek gesê het, is ekotourisme en is gebaseer op die natuurlike hulpbronne wat ons het. So, as die natuurlike hulpbronne beskerm word, is dit vir ons belangrik, want daarop kan ons aan toerisme bou. Maar terselfdertyd stem sy saam dat dit nie 'n hoë prioriteit is vir haar politieke base nie. Tans is omgewingsake in die departement van ekonomiese sake, omgewing en toerisme. Dis een van die staatsdepartemente. En onder omgewingsake is daar nou verskeie aspekte wat na gekyk word. So die bestuur van 'n natuurreservaat is maar een aspek van die omgewings hele scenario waarna ons moet kyk. Nou, as ons nou begrotings gaan kyk, en dit is nou ongelukkig een van daai dinge wat bepaal, is 'n ding 'n prioriteit of nie? As jy iets as 'n prioriteit stel, of jy stuur 'n strategiese rigting in, en jy sê dis wat jy graag wil bereik, wat doen 'n mens? Jy sit al jou middele om daai prioriteit te bereik. Nou, binne die provinsiale konteks is dit duidelik dat die begrotingsindeling is omgewingssake baie, baie laag. Teenoor ander departemente soos mynbou en gesondheid kry hulle omtrent niks geld nie. En dan moet hulle daarmee eers salarisse ensovoorts betaal voor hulle by bewaring uitkom. En nou praat jy van eers hulle salarisse afhaal en die personeel se salarisse betaal en dan by die bewaring uitkom. Ja. Maar is dit nie half die kar voor die perdespan nie? Ek meen, as jy niks oor het om te bewaar nie, dan gaan nie meer werk wees vir al hierdie mense nie. Ja. Nou is ons op dun ys. As ek dit net 'n konteks kan gee, dis nou goed dat jy sê daar's nie baie geld vir die bewaring oor nie, maar net om 'n idee te gee, en daar's 'n hele klomp van julle reservate waarvan die jaarlikse bedryfsbegroting, aan die ander woorde nou nie salarisse nie, dit wat hulle het om die park met te bestuur, tussen 10 en 15.000 rand vir die jaar is. Vergelyk ek dit nou byvoorbeeld met die senior bestuurder binne 'n natuurbewaring se onthaaltoelaag, dan sit sy met 230.000 rand onthaaltoelaag. Teenoor 'n klomp reservate wat 10.000 rand 'n jaar het. Ek meen, hier was ons by reservate wat die trekker al vir 2 jaar staan omdat die aansitter stikkend is, dit kos 1.000 rand. Ons was by 'n ander reservaat waar die trekker staan want die band is pap, hy staan ook al 2 jaar en daar's nie geld om die band reg te maak nie. Daar's nie 'n klein kasstelsel nie. Hulle moet al die pad inry Polokwane toe om 'n strokie te kry. Dan kom hulle daar aan en hoor hulle 10.000 rand is nie meer daar nie want dis intussen hertoegedeel aan 'n ander plek. En ek verstaan nie, hoe is dit moontlik? Ek meen, as ons net daai onthaaltoelaag kan kry in die natuurbewaringskant, beteken dit ons kan 23 reservate se bedryfsbegroting verdubbel vir 'n jaar. Ja. Nee, dit is baie relevant en ek dink dit is 'n uitdaging en ek glo miskien moet mense dan ook vir die toepaslike direktoraat die vrae vra. Jy weet, ons implementeer deur verskillende direktorate is verantwoordelik vir verskillende implementeringsprogramme. En dan het ons ook 'n semi-regeringsinstansie soos die Limpopo Toerisme en Parkeraad wat ook 'n implementeringsagent is wat die staat gebruik om sekere aspekte te doen. Nou as jy nou so daai detail het van 'n begroting, dan dink ek kan ongelukkig nou nie vir jou duidelik sê daar is nou soveel in die begroting nie. Ek dink die direktoraat wat daarvoor verantwoordelik is, sal seker vir jou kan sê hoekom het hulle geherprioritiseer en waar die geld dan is. Die tyd laat dit nie toe dat ek vir julle Annemie se volledige onderhoud wys nie, maar ons laai hom op die webwerf as julle wil kyk. In kort sê sy eintlik maar net dat hulle weet dat dit sleg gaan in die provinsiale reservate, dat hulle nie genoeg geld kry uit die provinsiale begroting uit nie en dat die besluitneming weggeneem is by hulle en nou iewers by die politieke hoofde daar deur bo lê. En dan moet ek byvoeg dat die bewaringskrisis natuurlik nie net in haar portefeulje lê nie. Maar die senior bestuurder bewaring, Dr. Greg Null, sowel as sy en Annemie se direkte baas Charles Maluleki, wou eenvoudig nie op kamera verskyn nie. Dr. Null het wel uiteindelik per e-pos op my skriftelike vrae reageer. En in breë sê hy ook maar net dat hy bewus is daarvan dat dinge sleg gaan en dat hulle nie geld het nie. Sekere spesifieke sake, soos die oorsaak van die dood van die bewaarder by Stellenbosch reservaat en die lok van wild uit die Kruger wildtuin na aangrensende provinsiale reservate waar hulle geskiet word, sê hy is spekulasie en nie bewys nie. Oor die aantuiging dat daar regeringsamptenare is wat aandeelhouers is in Entabeni reservaat wat bevoordeel word deur hulle BEE-projek, sê hy dat 'n interne ondersoek die teendeel bewys het. Oor die senior bestuurder se reuse onthaaltoelaag teenoor die arme reservate se onmoontlik klein bedryfsbegrotings, sê hy eenvoudig dat dit in lyn is met ander amptenare op dieselfde posvlak se toekennings.
Daar is reservate soos Nylsvlei wat grootendeels as gevolg van ingryping deur private individue soos die Vriende van Nylsvlei nog staande is. Maar die harde werklikheid is dat die meeste van Limpopo se provinsiale reservate besig is om te vergaan. En ons kon geen teken kry dat iemand iets probeer doen daaraan nie. Tensy die nasionale regering nou ingryp en die privaat sektor op 'n baie groter vlak betrek word, gaan die grond en die diere wat hulle namens ons moet beskerm, nie meer verlang daar wees nie. En dit is hartseer, ja, want 47 provinsiale reservate skop jy nie sommer agter elke bossie uit nie. En onthou, dis maar een provinsie in ons land. Wie weet hoe lyk dit in die res van die provinsies? Net hierna probeer Quentin om ons op te beer met nog 'n paar van julle beste kykerbydraes. Dis uit ons engelpakkie uit. Messe, borde, virke, servette, engelkoppietjies. Hier selfs 'n wynoopmaker wat nou hier binne-in afgeval het. Wat dan nou natuurlik gaan saam met die bottel wyn wat jy hier aan die kant van jou engelpikniksakkie kan saamdra en jou toebroodjies en jou kossies wat hier aan die ander kantste agterste sakkie gaan. Ons gaan nou eers 'n bietjie eet, so messe, virke en borde. Hierdie kantgoedjies is baie aan die pad as jy nie 'n bottel saam met jou dra nie. So vir ons wat ronddry met 'n yskas agter in die kar, is hierdie basies net 'n mors van plek. So maar gelukkig het Engel vooruitgedink en kan hulle heeltemal afhaal en wegberg. En as jy dan besluit om te gaan klim om 'n piknik te gaan hou, dan is dit heel eenvoudig om hulle net weer terug te sit. Hey, jy's laat. Nee, hulle is vroeg. Ek het nie nou tyd nie. Hulle is vroeg. Kom kyk hier. Dis Cecil Nodee van die Wander se video en hy sê die motvlieg en voet nes 'n suikerbekkie. Dis nes hy sê, want dit is 'n suikerbekkie mot, Macroglossum hylas. Hulle kan soos blits heen en weer dartel, dan doodstil in die lug hang terwyl die suigslurp in 'n blomkelk gedruk word. En dan so op 'n tikkie draai en laat spaander na die volgende blomkelk toe. So tussendeur die drink word die blomme bestuif. Nektar is die triek waarmee plante insekte lok om hulle blomme te bestuif. Party plante het die kuns verfyn om net bietjies nektar op 'n keer aan te bied sodat meer insekte kan kom en gaan en die kans op bestuiving vir die plant en die plantsoort beter is. Soos 'n bakplantsoort in Utah in die VSA wat wonderlike geure vrystel om voëls en insekte te lok, maar om 'n nektarvraat af te skrik, is daar bitter nikotien in die nektar. Die naam nektar kom uit die Griekse woord nek wat dood beteken en tar wat beteken om iets te kan oorkom. Dis lewegewende sap. Dalk het jy dit al gesien, 'n horde spoegbesies verskuil tussen lugblaasies en skuim op 'n tak. En hierdie spesifieke soort is Thylacynus grossus en dis net in die Suidwes-Kaap waar hulle nie voorkom nie. Maar waar kom die skuim vandaan en hoe word die skuim gemaak? Die besies voed op plantsappe en skei groot hoeveelhede van die geprosesseerde sappe uit. En die vloeistof word saam met lug opgeklits. Die skuim help om die besies te verskuil, is vermoedelik beskerming teen parasiete en keer dat die insekte uitdroog. En dis boonop baie bitter en dis 'n goeie afskrikmiddel vir predatore. Net as 'n natuurwese groot en sterk is en vrees in boesem, kan dit bekostig om sorgeloos pret te maak. Soos hierdie seekoei naby Skukuza in die Nasionale Kreerwiltuin wat deur Michelle Lloyd van Brittanje gevideo is. Die seekoei duik, rol op sy rug en dobber dan pens en poentjies boontoe en besef dan hoe potsierlik dit alles moes lyk en laat staan toe ewe hastig al die lawwigheid. Die waterballerina gee 'n groot gaap en wys daai groot kake en tande wat dood en verwoesting kan saai as 'n seekoei se kortnumeur vlam vat.
En volgende keer kondig ons aan watter kyker die beste bydrae in April gestuur het. En aan die einde van elke maand kies ons so 'n wenner en die maandelikse prys is 'n Canvas & Tent Commander boutent van 3 by 3 meter met 'n groot tafel en pragtige stoele. En dis vir die beste bydrae van die maand. Nou al die maandwenners kwalifiseer aan die einde van die jaar vir die groot pryse. Erik, Isak, en dit is 'n groot storie. Dis 'n hele kamp. Tente, stoele, beddens, tafels, slapsakke en al die toebehore wat jy aan kan dink. Plus 3 aande se verblyf vir 2 by die Springbokkamp by Ladysmith. Daar's ook 'n prys van 'n kamera wat so gestel kan word dat jy nou in die nag al die stoutigheid by die kampvuur of by die watergat wat daar gebeur kan afneem en die ding loop in die nag outomaties, 'n wonderlike ding. En daar is nog Quentin. Kom. Wys. Kalahari Klip, Projek Aardwolf. Dis hierdie oorlosie wat jy ook kan wen. En hier is die adres waarheen jy julle foto's, video's en al julle besonderhede moet stuur en kyk ook op ons webwerf saam met inligting oor die pryse. Totsiens.